Geliefdes, goeiemôre aan almal en dankie vir die tyd wat julle geneem het om hier by ons as gemeente in te skakel NG Kempton Park Oos. Dit is altyd 'n voorreg dat ons so saam ook na die woord van die Here kan gaan kyk. En ja, geliefdes, dit is uiters koud hierdie week. Nog 'n koue front wat ons getref het. Ons hoop maar dat julle komberse en warmwatersakke en wat ook al julle het om jouself warm te hou naby genoeg is. Maar geliefdes, seën vir julle met die uitdagings wat voor julle lê. En ons hoop en vertrou ook dat julle die Here in alles sal vind. En geliefdes, dan laastens ook met die skoolvakansie wat nou voor lê. Weet nie wie van julle wel bietjie aftyd gaan hê nie, maar indien julle gaan, geniet dit, en indien julle bietjie op vakansie gaan, wees veilig op die paaie, en hopelik kan ons deur middel van die internet steeds so inskakel. Geliefdes, kom ons word stil. Ons begin vandag se erediens in totale afhanklikheid van die Here, en ek lees vir ons 'n wotum. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, dankie dat ons die absolute vrymoedigheid het, om met U te kan gesels oor enige iets en alles. Dat ons harte teenoor U kan oopmaak. Here, dat dit wat so swaar op ons druk, waarmee ons so sukkel, waar daar dalk soveel bekommernis lê, dat ons weet, my Here, as ons dit met U deel, dat U luister. En vir die kere wat ons werklik sukkel om woorde bymekaar te skraap, weet ons, maar U Gees tree in. Dit wat so op ons harte druk, Here, neem U Gees na U toe, en U verstaan en U weet van alles wat in ons harte aangaan. Daarom vra ek dat U ons asseblief sal help, dat ons nie sal terughou met wat ons met U wil deel nie, Here, dat ons nie sal skaam kry nie. U weet klaar van alles. Laat ons hierdie vrymoedigheid eerder met al twee arms aangryp en praat en deel, en dat ons verhouding ook so met U sal groei, dat ons bereidwilligheid teenoor U ook so sal groei. En dat ons sal kan erken, maar daar waar U Gees is, binne in ons harte, dat daar verandering sal kom. Here, laat ons sal luister na U Gees, hoe dit ons kom lei, ons vernuwe en verander om meer volgens U wil te leef. Ons vra asseblief dat U ons sal versterk in dit alles. Ons erken, ja, baie kere is dit nie maklik om U kind te wees. Baie kere is daar uitdagings. Baie kere vra U in U woord soveel van ons. En is soms makliker vir ons om eerder net weg te draai. Here, ek vra in ons pad vorentoe, in ons reistog hier op aarde saam met U, dat daar wanneer ons weer gekonfronteer word met 'n keuse vir U, al is dit toe moeilik, of om eerder net weg te draai, dat ons na U toe sal tree, dat ons harte weer eens vir U sal gee, en dat ons sal besef, my Here, 'n pad wat ons saam met U stap, is nie 'n eenmalige keuse nie. Dit is 'n keuse wat ons elke liewe dag maak, met elke liewe keuse wat voor ons is, dat ons altyd U sal kies, en dat ons ook so met duidelikheid sal kan sê, ons weet wat dit beteken om U werklik te volg. Here, dankie vir U woord, dat ons daaruit kan leer. Dankie vir medegelowiges, wie ons ondersteun, vriende en familie wie ons bystaan in die moeilike tye. Help dat ons ook asseblief 'n steunpilaar vir iemand anders sal wees. Dat ons ook aan hulle U liefde bekend sal maak. Amen.
Geliefdes, ons skriflesing, daar is 'n paar kort gedeeltetjies waarna ons gaan kyk, maar ons gaan hoofsaaklik stil staan by Lukas 9. Lukas 9 vers 51 tot en met 62, maar ek deel eers graag 'n inleiding. Wat is nodig vir ons om van ons sondes verlos te word? Wat moet ek as individu doen, dat ek met sekerheid op die einde van die dag sal kan sê, maar die houvas van sonde is nie meer ter sprake in my lewe nie. Ek is daarvan bevry, ek is waarlik verlos van die verkeerde wat ek gedoen het, vandag dalk nog steeds doen en die toekoms in sal doen. Elkeen van ons het al op een of ander stadium in ons lewe die vraag gevra, maar wat kan ek doen? Wat moet ek bydra om hierdie Bybelse verlossing te kry, om met my eie te maak? Maar dan kom die evangelie in, en dit kom dra dit vir ons op so kragtige boodskap, so duidelik soos wat kan kom oor, maar daar is niks wat ons kan doen nie. Ons hoef dit bloot net te ontvang. Of in ander woorde, al wat ons hoef te doen, in hierdie groter skema van ons as mens wat sondig, ons reuns draai op God, maar steeds is ons skoongewas deur ons verlosser se bloed, is om te glo. Dit is die krag van genade. God se onverdiende guns aan sondaars, waardeur hy redding, vergifnis en lewe gee. Nie op grond van ons eie prestasies, menslike prestasies nie, maar uit sy liefde en barmhartigheid alleen. En dit is wat Christendom van soveel ander godsdienste, van alle ander godsdienste skei. Dit is die enigste godsdiens wat op hierdie sentrale, onvoorwaardelike wyse genade beklemtoon en bevorder. Pragtig is dit nie. Maar, en dit is vir my baie hartseer dat hier 'n maar tot hierdie stelling volg. Binne Christendom, soos uitgelig, word genade beklemtoon en verkondig, en dit is wonderlik. Dit is die boodskap van die evangelie, dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het. 'n boodskap wat God se genade en vergifnis kom bevorder. Dat hy het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Die Bybel is al te duidelik hierop. Hy aanvaar ons in ons gebrokenheid. Maar ongelukkig het hierdie weer gelei dat baie gelowiges die indruk gekry het, maar disippelskap om die Here te volg vra eintlik nie iets van my nie. God is dan onvoorwaardelik lief vir my. Ek is dan gered uit genade alleen. Niks wat ek kan doen kan enigsins bydra nie. So waarom sal ek dan enigsins wil bydra? Waarom sal ek enigsins moeite wil doen? As alles klaar vir my gegee is, as alles klaar gedoen is en ek is klaar ingenooi. Ongelukkig verander hierdie reaksie op God se ryklike genade dit in 'n goedkoop geskenk wat ons voel geen implikasie op ons lewe het nie. Waar God se genade ons eintlik dryf tot groei, tot reaksie op dit wat hy vir ons gee en elke dag steeds gee. Wanneer genade verkeerdelik verstaan word as vryspraak sonder roeping, vryspraak sonder doel, vryspraak sonder vernuwing, verloor ons die essensie van wat dit beteken om Jesus werklik te volg, om as sy disipel hierdie lewe in te tree. 'n baie bekende teoloog wat die nagevolge van al twee wêreldoorloë beleef het en deurgegaan het, Dietrich Bonhoeffer, het baie oor hierdie beginsel gepreek en bekend gemaak aan die gemeenskappe waarby hy was. Hy het dit genoem goedkoop genade. Goedkoop genade is genade sonder disipelskap. Vergifnis sonder berou. Nagmaal sonder selfondersoek. Redding sonder die kruis. Jesus as verlosser, maar nie as ons Here nie. En aan die ander kant van hierdie goedkoop genade muntstuk kry ons duur genade. Die ware genade van Christus, dit wat in alle eerlikheid alles van ons vra.
Genade wat ons kom vorm, ons kom roep as 'n nuwe skepsel in sy naam. Ek lees vir julle 2 Korintiërs 5 vers 17, maar let wel uit die 53 vertaling uit. Dit sê: Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. 'n ander gedeelte uit die Bybel wat hierdie beginsel vir my ook baie mooi ondersteun, is Titus 2 vers 11 tot 12. Dit sê: Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en die wêreldse begeertlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe. So geliefdes, die vraag dan, as soveel mense volgens 'n verdraaide beeld leef, van wat dit beteken om Jesus Christus te volg, as soveel mense 'n passiewe mentaliteit ingeneem het van, ek hoef niks te doen nie, alles is dan klaar vir my gedoen, ek hoef nie te verander nie, ek is dan klaar aanvaar, ek is klaar deelgemaak van hierdie familie. As dit is wat soveel gelowige gemeenskappe Christendom in verander en verdraai het, afgewater het, hoe is ons dan veronderstel om te leef as ware volgelinge van Jesus? Wat beteken dit om die koste van disippelskap ter harte te neem? Wat beteken hierdie duur genade vir my en hoe maak ek 'n deel van my alledaagse lewe? Wel, geliefdes, dit is waarop vanoggend se skriflesing fokus. Lukas 9 vers 51 tot en met 62, kom ons lees hierdie gedeelte saam. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom en daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die 2 disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle: Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom: Ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom: Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy: Volg my. Maar hy antwoord: Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom: Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê: Ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus: Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. 'n Paar belangrike punte wat ek graag eers wil uitlig, wat net bietjie meer duidelikheid sal gee rakende hierdie teks. Jesus is op pad Jerusalem toe. Die gedeelte sê die tyd het naby gekom. Hierdie tyd is verwysend na Jesus se kruisiging, sy opwekking en, dan in ander woorde, dit waarvoor hy aarde toe gestuur is. Hierdie tyd het amper aangebreek, daarom is dit noodsaaklik vir hom en sy disippels die by agter hom aanbeweeg om na Jerusalem toe te beweeg. Maar baie interessant, Jesus kies om na 'n dorp toe te gaan met Samaritane as inwoners, in plaas van om eerder langs die oosterlike oewe van die Jordaan te gaan, wat bietjie langer sou geneem het, maar op die einde van die dag die beter en die makliker opsie van die twee is. Onthou, die Jode en die Samaritane was nie op goeie voet met mekaar gewees nie. Baie lang storie en baie geskiedenis, kortliks opgesom, 'n groep Jode het in die verlede, baie lank voor dit wat ons vandag van lees, het van die groter Joodse gemeenskap af weggebreek, hulle het weggeskeur, weens verskeie redes, en hulle het met ander volke begin meng. Dit was hierdie groep wie toe later bekend gestaan het as die Samaritane. Maar onthou, omdat hierdie nuwe gemeenskap soveel Joodse invloed gehad het hulle steeds die Joodse gebruike deel gemaak van hulle alledaagse lewe, die rituele, die wette en God se wet
was ook vir hulle uiters belangrik. Maar aan die ander kant moet ons ook onthou, omdat hulle met soveel ander nasies gemeng het, heidene, nie Jode, was daar nuwe agtergronde, nuwe godsdienste, wat ook deel van hierdie nuwe gemeenskap gevorm het. En dit het beteken dat hul geloof nie meer suiwer was nie, maar 'n mengsel van al hierdie verskillende nasies in. Die belangrike punt vir vandag se skriflesing: die Samaritane het nie Jerusalem as 'n aanbiddingsplek aanvaar nie. Inteendeel, hulle was absoluut daarteen gekant. Hulle het geglo, maar die enigste plek waar God aanbid kan word, is op die berg Gerizim, nie die tempel van Jerusalem, dit waarheen Jesus op pad is nie. So die rede waarom hulle nie Jesus en sy volgelinge slaapplek wou gegee het nie, was omdat hulle nie saamgestem het met dit wat hulle besig was nie. Uit 'n teologiese en 'n godsdienstige oogpunt was dit vir hulle verkeerd, en hulle sou nie enigstens iets daarmee te doen gehad het nie. So geliefdes, met hierdie as inleiding, kom ons kyk bietjie dieper na vanoggend se skriflesing. Jesus kies doelbewus om na 'n dorp toe te gaan met Samaritane as inwoners, en hy stuur van sy volgelinge vooruit om die nodige reëlings te tref sodat hulle daar kan slaap. Maar hulle is ontvang met 'n struikelblok, hulle is nie welkom nie. Of in ander woorde, Jesus is verwerp. 'n tema wat baie sterk na vore kom deur sy aardse bediening. Maar die interessante gedeelte hierin is Jakobus en Johannes se reaksie op hierdie verwerping. Ek lees dit weer vir julle. Die Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Ek lees ook vir julle die 53 vertaling hiervan, dit sê: Here, wil U hê ons moet sê dat die vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? Toe hulle met 'n struikelblok ontvang is, kies Jesus se disippels, die wie besig was om van hom te leer, wie hulle 'n lang pad saam met hom gestap het, kies hulle geweld. Onthou, die Samaritane op die einde van die dag is geregtig om hulle eie keuse te maak, of hulle nou vir Jesus kies of nie, dit bly hulle besluit. Maar omdat die disippels die Samaritane se optrede as oneervol teenoor Jesus beskou het, wil hulle wraak neem, wil hulle God se oordeel oral uitspreek. Hierdie is 'n baie goeie aanduiding dat die disippels, wel in die geval Jakobus en Johannes, nie Jesus se hart en sy karakter ten volle verstaan het nie. Hulle het langs Jesus gestaan, vir 'n geruime tyd stap hulle al saam met hom, hulle leer van hom, hulle luister na hoe die Here getuig en verkondig van genade, liefde, maar hulle ken steeds nie sy hart nie. Jesus het nie aarde toe gekom om mense se lewens te verderf nie, maar om hulle te red. Johannes 3 vers 17 sê dit vir my baie mooi, ek lees dit graag. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Al kies iemand nie die Here nie, gaan hy nie skade aan hul aanrig nie. Elkeen is geregtig op hulle eie besluit. In essensie, dit is wat liefde is. Die Here sê vir ons, my kind, ek is lief vir jou, ek aanvaar jou, ek nooi jou in, maar ek gee vir jou die keuse om my terug te kies. Dit is wat liefde is. Ek forceer jou nie in 'n verhouding in nie. Kyk so daarna. Jakobus en Johannes, hulle wou vuur afroep op hierdie mense. Hierdie mense vir wie Jesus op pad was om aan die kruis te sterf. Onthou, Jesus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was, toe ons reuns op hom gedraai was. En hulle antwoord tot dit wat hier gebeur, Jesus se volgelinge, sy disippels, was goddelike oordeel, nie goddelike genade nie. En Jesus, soos die teks sê, wys hulle tereg op dit wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle keuse was nie ooreenstemmend met wat dit beteken om 'n disipel van die Here te wees, om van die Here te leer en om te volg nie. En die ergste van dit alles, as ons bloot 'n paar verse teruggaan, na Lukas 9 vers 23 en 24, lees ons van hoe Jesus
sy disippels, hoe hy besig is om hulle te leer en aan hulle bekend te maak wat dit beteken om 'n volgeling van hom te wees. Die ware koste van disippelskap, die eise van disippelskap. Ek lees dit graag vir julle, Lukas 9, vers 23 tot 24. Dit sê: Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Jesus roep sy disippels om hulself te verloon, hul eie kruis op te neem en hom te volg. Hy roep nie sy volgelinge om ander te wil vernietig of wraak uit te neem, indien hulle nie die regte keuse maak nie, maar om eerder hulself neer te lê vir ander. Om die genade en die liefde, die insluiting wat God ons bied, dit te versprei en bekend te maak. Die volgende gedeelte van vanoggend se skriflesing, verse 57 tot 62, kry ons 3 gebeure, of dan 3 kort gesprekke tussen Jesus en wat ons dan kan aflei van sy disippels is, oor die dieper waarheid van wat dit werklik beteken om hom te volg. Ek gaan dit in 3 gedeeltes vir julle lees. Die eerste gedeelte, of die eerste kort gesprek, verse 57 tot 58, ek lees dit weer. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. 'n Gedeelte wat ek al baie kere gehoor het, op klomp verskillende maniere geïnterpreteer word. Kort en kragtig opgesom. Jesus probeer aan hierdie spesifieke persoon oor, dan ons weet nie eintlik wie dit is nie, hy probeer aan hulle sê, maar ek, die seun van die mens, ek, wie die gestuurde, wie die gesalfde, die Messias is, ek het nie eens 'n plek om te slaap nie. Ons het dan nou net gehoor, die Samaritane wou ons nie aanvaar nie. As jy gaan kies om my te volg, as jy kies om my volgeling te wil wees, gaan jy dieselfde teenskap ontvang. Dit gaan 'n moeilike lewe op die einde van die dag wees. Maar dit is op die ou end wat dit beteken om my te volg. Om my te volg beteken nie gemak en sekuriteit nie, maar baie kere onsekerheid en ongemak. Hebreërs 13 vers 14 som hierdie gedeelte vir my eintlik baie mooi op. Dit sê, want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Wat Jesus eintlik hiermee besig is om 'n mentaliteitsskuif oor te dra vir wat werklik nodig is om sy volgeling te wees, 'n disipel van hom te wees. As ons beskouing, vandag ook, van om Jesus te volg beteken alles gaan bloot net gemak en sekuriteit, leksheid en tevredenheid wees, gaan ons sukkel, gaan ons struikel, want dit is nie wat dit beteken nie. Om Jesus te volg beteken op die einde van die dag, ons gaan baie opoffer vir die Here. Ons gaan 'n mentaliteitsskuif maak tot dit wat werklik belangrik is. Dis amper asof Jesus vir hierdie persoon sê, moenie te vinnig sê jy gaan my oral volg nie, moenie hierdie besluit so haastelik maak nie. Dink mooi daaroor, want om 'n pad saam met my te stap gaan uitdagend wees. Jy moet bewus wees van die koste wat hieraan verbonde is, die kruis wat jy elke dag moet opneem. Die tweede gesprek, verse 59 tot 60, ek lees dit weer. Aan 'n ander een sê hy, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Dit wat hier oorgedra is, was en is steeds 'n sosiale en kulturele verpligting om na een se ouer om te sien. Dit word tot in die 10 gebooie oorgedra, eer jou vader en jou moeder. So baie gelowiges vandag lees dalk hierdie gedeelte en dink, Jesus,
Hierdie is nogal moeilik om te aanvaar. Beteken dit as ek 'n pad saam met u wil stap, ek mag nie eens my eie ouers begrawe nie. Dat ek dit moet los aan die wie reeds dood is. Hierdie reeds dood kan op 2 verskillende maniere interpreteer word, of letterlik of figuurlik. Letterlik bedoelende die wie klaar gesterf het. Hulle sal omsien na die wat nou sterf. En dan figuurlik of bietjie meer 'n spirituele interpretasie hiervan, is die wat geestelik dood is. Die wie nie Jesus Christus aanvaar het nie, laat hulle die begrafnisse reël en omsien na die wat tot sterwe kom. Geliefdes, Jesus is nie hier besig om een of die ander as enigste opsie oor te dra nie. Nee. Hy sê nie, maar as jy die keuse maak om jou pa te gaan begrawe, verloon jy my, jy draai jou rug op my, daar is nie meer toekoms vir ons nie. Nee. Jesus is besig om hierdie persoon te leer die ware koste van disippelskap en wat dit van ons vereis. En baie belangrik, dat die koste van disippelskap duurder is as enige ander sosiale of kulturele plig. Om dit dalk op 'n ander manier oor te dra, wat bietjie meer duidelikheid skep. Die verkondiging van die koninkryk van God is 'n dringende saak. En dit vra alles van ons totale toewyding. Moenie laat iets wat minder belangrik is, let wel, nie glad nie belangrik is nie, maar minder belangrik, in die pad staan van ons om hierdie uit te leef. Die derde gesprek, verse 61 tot 62, ek lees dit vir ons. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Weereens, hierdie gedeelte is nie die geval van een of die ander nie. Dat indien een die besluit sou neem om eers vir een se familie tot siens te sê, voordat een met 'n reistog saam met die Here begin, dat 'n deur sal toemaak tussen ons en die Here en ons nooit weer daardie geleentheid sal kry nie, glad nie. Dit alles handel oor die koste van ware disippelskap, duur genade teenoor goedkoop genade en ons bereidwilligheid om die eis van disippelskap op te neem. Jesus probeer hier oordra, as ons hande op die houtploeg sit, bedoelende ons is gereed, ons is bereid om te werk, maar al wat ons doen is, ons kyk net heeltyd agter ons, gaan ons nie goeie werkers maak nie. Want die werk wat ons aanpak vereis ons volle aandag, ons volle krag. En as ons so verdeeld is, gaan ons nie 'n goeie werker maak nie. Geliefdes, hierdie 3 gesprekke, hierdie 3 oomblikke, kan baie maklik verkeerd interpreteer word en gesien word dat Jesus is eintlik maar net baie hard. Hy is eintlik onredelik, hy is tot onregverdig. Baie mense sal sê, maar kyk, die Here gee nie eens vir ons ruimte vir menslike emosies en verantwoordelikhede nie. Hy vereis te veel. Maar as ons dieper gaan kyk, besef ons dat hy nie besig is om ons deur hierdie woorde weg te stoot nie, maar dat hy eerder besig is om ons tot 'n dieper waarheid te bring van wat dit beteken om hom te volg, en hy is besig om ons daarvoor voor te berei. Dit wat ons hier lees, is nie woorde van afwysing nie, maar 'n ernstige uitnodiging. 'n Uitnodiging tot 'n lewe waar ons hom eerste plaas. Geliefdes, ek sluit af. Jesus nooi ons nie tot 'n gemaklike godsdiens nie, maar eerder tot ware disippelskap. Hy nooi ons nie tot goedkoop genade nie, maar duur, ryklike genade wat vorm, wat roep en verander. Hierdie pad van disippelskap, om 'n pad saam met die Here te stap, vra alles van ons hele lewe en ons hele hart. Jesus kom deel die harde, maar tog bevrydende waarheid. Om in hom te glo, beteken om alles prys te gee.
sodat ons alles in hom kan vind. Dit, geliefdes, is die oproep van dier genade. Dit vra nie werke sodat ons ons verlossing self kan verdien nie, maar dit vra van 'n lewe wat getuig van iemand wie klaar verlos is. Van die genade wat God vir ons gun, los ons nie waar ons is nie. Dit neem ons, dit vorm ons en dit maak ons nuut. Dit roep ons om vorentoe te beweeg, as 'n nuwe skepsel in sy naam, iemand wat nie terugkyk nie, en bereid is om sy koninkryk te bevorder. Geliefdes, mag elke liewe een van julle vandag hoor, dat Jesus jou op die naam roep. Jou roep om nie net te glo nie, maar om hom werklik te volg. Nie net met woord nie, maar ook met daad. Nie net met oortuiging nie, maar met gehoorsaamheid. Nie net met bewondering nie, maar met ons wat ons kruise vir hom sal dra. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, dankie vir u genade. Genade, Here, wat ons nie ten volle verstaan of begryp nie, maar genade wat ons innooi. Al is ons hoe swak, al is ons hoe sleg, Here, u aanvaar ons. U is lief vir ons en u nooi ons in tot u familie. Maar help asseblief dat u genade nooit as vanselfsprekend beskou word nie. Dat ons nooit daarna sal kyk en dit sien as iets wat ons moet ontvang of opgeregtig is nie. Maar dat ons sal sien, Here, deur u genade, deur die verlossing wat ons kry, wat net deur geloof in u is, dat dit ons oë sal kom oopmaak tot die lewe wat daarna kom. Die koste van disippelskap wat uit dankbaarheid vloei vir dit wat u vir ons gedoen het. Here, laat ons met sekerheid sal kan getuig, maar om 'n pad saam met u te stap, vra ons hele lewe, ons alles, maar nie om ons eie verlossing te probeer verdien nie, nie om ons gedeelte op die weegskaal te sit nie, maar Here, alles uit dankbaarheid uit, alles uit 'n toewyding, 'n gehoorsaamheid aan u, omdat ons weet wat 'n voorreg is dit dat u vir ons aan die kruis gesterf het. Help ons, Here, lei ons dat ons die koste van disippelskap ter harte sal neem, dit uit sal leef en bekend sal maak in ons lewens. Ons dankie daarvoor, Here. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die een wat ons sal lei tot wat dit werklik beteken om hom te volg, sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.